Welkom weer eens. Baie dankie dat jy weer vanmôre by ons aansluit of vir die geleentheid wat ek het om 'n paar gedagtes met jou te kan wissel. Ons skriflesing is 2 roepingsverhale. En kom ons sê nou maar ons tema vir vanmôre is van Moses na Paulus. So uit die aard van die saak is die roepingsverhale waarna ons kyk die van 2 baie prominente figure in die Ou en die Nuwe Testament, die een Moses en die ander een Paulus. So gaan en lees gerus dit. Jy kan meer as dit lees. Jy kan byvoorbeeld van Handelinge 9 af lees, Paulus se bekering en dan hom volg op sy reise. Jy kan die hele boek Exodus lees, maar lees ten minste Exodus 3, Moses se roepingsverhaal en Handelinge 9, die verhaal van Paulus se Damaskus belewenis. So dis vanmôre waar ons wegspring. Hoewel ons by die roepingsverhale begin, wil ek my lens wyer stel. Ek wil fokus op die ooreenkoms tussen die 2 karakters. Die begaafde, later Renaissance skilder Rembrandt, het albei van hulle, dis Moses en Paulus, op doek vasgelê. Hier is sy voorstellings. Daar's Moses en daar's Paulus. Kyk 'n mens na Rembrandt, se voorstelling van Moses en Paulus, dan lyk dit asof hulle broers kon wees. Hulle trek nogal op mekaar, volgens Rembrandt. Die prominente voorkoppe wat spreek van intellek, die gesig, die profiel wat getuig van waardigheid, integriteit selfs. Manne wat respek by jou afdwing. En Rembrandt stel Moses voor, waar hy die 2 kliptafels met die wet van God omhoog hou. Moses die koerier van die 10 gebooie. En Paulus let 'n bietjie op as die denker. Die een wat die Joodse wet bepeins. Die waarde daarvan, die betekenis daarvan oordink. Moses en Paulus, die 2 groot pilare aan weerskante van die Bybel. So dis waarna ons vanmôre gaan kyk. Haal ons vir Moses en Paulus uit die Bybel uit, is daar geen uitverkore volk van God nie. Die Jode sou gewoon geïntegreer en dalk gedisintegreer het in Egipte, daar waar hulle slawe was op 'n stadium. Daar sou geen vesting in Kanaan gewees het nie. Met ander woorde eintlik geen Ou Testament nie. Aan die ander kant haal ons vir Paulus uit die Nuwe Testament, sou die vroeë kerk onbenullige Joodse sektetjie gebly het, gelokaliseer basies in Jerusalem en miskien so ver as Antiochië. Die kontroversiële maar baie begaafde filosoof Friedrich Nietzsche het reeds in die 1800s gesê, Paulus was die stigter van die Christendom, nie Jesus nie. Daar is 'n mate van waarheid, en hoewel Paulus nie alleen hierdie eer toekom nie, daar was ook ander belangrike rolspelers. Maar hoe dit ook al sy, Paulus was definitief die grootste dryfkrag agter die verspreiding van die evangelie in Klein-Asië en Europa, en kan ek sê, die dryfkrag agter die latere globalisering van die Christendom, want hy het nie net self gaan evangelisasie doen nie, hy het briewe nagelaat wat gebruik is later as die kanon vir die Christendom. So kom ons plaas die 2 aan weerskante van die Bybel, natuurlik ver verwyderd van tyd en omstandighede nou langs mekaar. Ons vergelyk die profiel van
die twee Joodse mans, wat so enorme invloed op wêreldgodsdienst uitgeoefen het. Wat sien ons? Moses sowel as Paulus was voortdurend gekonfronteer met uitdagende situasies. Hulle moes konstant keuses uitoefen, moeilike keuses. En daarop het die meeste van die tyd positiewe uitkomste gevolg. Dis 'n soort ritme. As 'n mens dit kan uitbeeld, daar lê 'n berg voor hulle. En dan verg dit 'n besluit, 'n roetekaart, soontoe of soontoe. En dan verg dit moed, guts, om 'n besluit te neem. Dit was nie altyd die maklikste besluit nie, maar die uitkoms was dan positief. Oor en oor en oor. As ons mooi dink, geld dit eintlik vir elkeen van ons in 'n minder of meerdere mate. Jou lewensloop. Hoeveel uitdagings is daar nie? Hoeveel keer moet jy nie moeilike besluite neem nie? Hoeveel keer lê daar 'n berg voor jou en dan is daar tog wel uitkoms. En dit laat my dink aan Jesus se opmerking volgens Matteus 21, wanneer hy sê, met geloof kan jy berge versit. Een ding staan soos 'n paal bo water, en dit is dat die geloofskwaliteit waaroor Moses en Paulus beskik het, hulle laat berge versit het. Hulle was ontsettend gedrewe, en baie keer ook met 'n opdraande stryd besig. Maar laat ek nou nie die storie vooruitloop nie. Kom ons begin by hulle roepingsverhaal. Die gedeelte wat ek wil hê jy moet ten minste gaan lees. Met ander woorde, hulle aanvanklike ontmoeting met die onsienlike. Want albei van hulle beleef bykans 'n bonatuurlike verskynsel, is dit nie? Die brandende bos, en Paulus die ligstraal. Nou ja, dis vir ons moderne mense moeilik om te begryp wat presies met hulle gebeur het. Kom ons noem dit die psigodinamika. Maar een ding is duidelik. Albei het 'n baie intense ervaring gehad, 'n lewensveranderende belewenis. 'n aha moment. 'n oomblik en waarskynlik ook 'n periode in hulle lewens waar alles verander het. Moses by die bos, in die woestyn, was daarna nooit weer dieselfde nie. Daar in die hitte van die dag, toe die hittegolwe werklikheid en versinsel laat versmelt het, daar het hy 'n belewenis, sodat hy nooit weer dieselfde is nie. En Paulus, op pad na Damaskus, toe daai helder lig hom tref, bykans soos 'n weerligstraal, om tot stilstand ruk, het hy 'n 180 grade ommekeer gemaak. En na hierdie insidente van die twee figure, kan 'n mens sien verander dinge vinnig. En laat ek dit vanuit 'n teologiese hoek benader. As mens gaan kyk na die ontwikkeling van godsdiens, die Joodse godsdiens, die Christendom, maar selfs wyer as dit, die ontwikkeling van godsdienste, dan kan 'n mens dit sê, uit hierdie ervarings of uit hierdie gebeurtenisse sien 'n mens by Moses en by Paulus dat hulle die voertuie word van monoteïsme in 'n polyteïstiese wêreld. En ek stel dit spesifiek so teologies tegnies, want let op, Moses kom uit 'n koningshuis, die koningshuis van Egipte waar baie gode aanbid is. En Paulus dra die evangelie uit na die heidene waar ook baie gode aanbid is. Moses in die Ou Testament,
Paulus in die Nuwe Testament, is dus die aanvanklike draers van monoteïsme in nuwe wêrelde in. Met ander woorde, om in een God te glo as 'n globale godsdiens. Nie net deur 'n groep, sê nou maar die Jode of die Christene, in 'n see van polyteïsme nie, maar om daai gedagte van daar's een God oor te dra aan almal. Ons dink nie altyd daaroor nie. Ook nie oor die waarde daarvan nie. Maar dit was 'n kwantumsprong in die ontwikkeling van godsdiens in Moses se tyd en Paulus se tyd. En dit sou bly tot vandag toe om in een God te glo. En hulle is die groot draers daarvan. Albei van hulle was ook manne natuurlik van aksie. Nie een van die twee het ooit kon stilsit nie. Moses, die woestynswerwer, en Paulus, die missionaris van een kontinent na 'n ander een. Albei het geroepe gevoel. Albei het 'n visie gehad. Moses met 'n visie op die beloofde land, 'n lewensruimte vir sy mense. Paulus meer inklusief as Moses natuurlik. Paulus het gedroom om die evangelie aan almal uit te dra, die hele wêreld. Albei was dromers. Albei, Moses en Paulus, kon mense motiveer, mobiliseer. Moses het 'n hele volk oortuig om te trek. Paulus het heidene tot bekering laat kom, dwars oor die bekende wêreld van daardie tyd. Almal het geweldig, albei van hulle het natuurlik ook ontbeer. Hulle het ontbeer vir hulle saak, opgeoffer. Belangrike eienskap van godsdienstigheid, om te kan opoffer. Om op te offer vir jou droom, jou visie, jou oortuiging. Moses het saam met sy mense vir 40 jaar in die woestyn rondgeswerf, vir daai visie, daai droom. En Paulus vertel uitgebreid in 2 Korintiërs van sy ontberinge. Hy is deur sy eie mense gemartel, verwerp deur die heidene, geïntimideer, geviktimiseer. Hy was in storms op die see, hy het soms honger gaan slaap, hoor ons hoe hy vertel. Maar ontberinge het hierdie 2 manne net meer gedetermineerd gemaak. Belangrike eienskap van godsdiens oor eeue. Tou opgooi was nie deel van hulle woordeskat nie. En dan baie belangrik, albei was bevryders. Moses bevry sy mense van slawerny uit Egipte en Paulus bevry mense van die slawerny in hulle koppe. Ironies genoeg, het die wet, die Torah wat Moses vir sy mense gebring het, later 'n meelsteen om mense se nek geword. En Paulus het dit ingesien en die sleutel om mense daarvan te bevry, van die letter van die wet, was vir Paulus die verlossing in Christus. Ja, albei was bevryders. Paulus het baie klem gelê op Christelike vryheid. En dan een van die volste ooreenkomste. Hulle het hulle self deurgangs beskou as slegs instrumente in 'n hoër hand. Hulle was nooit selfvoldaan of verwaand nie. Hulle het hulle nie beskou as demigode nie, maar as gestuurdes van God. God se wil, of wet, in Moses se geval, die evangelie in Paulus se geval, as 'n gestuurde vir die volk van God in Moses se geval, die kerk in Paulus se geval, was altyd groter, belangriker as hulle self, as eie eer en selfs eie gemak. As mens dus wil weet watter bydra hierdie 2 manne met hulle foute en hulle gebreke al gemaak het, moenie net let op wat hulle verkondig het, of wat hulle gesê het, of selfs wat hulle geglo het nie. Gaan kyk na hoe hulle dit geleef het. 'n Lewe in volslae toewyding aan God. Wat leer ek en jy hieruit? Miskien dit. 'n roeping, 'n goddelike roeping, verg opoffering. 'n goddelike visie kan jou egter deur ontbering dra. En teenkanting, soos wat Moses dikwels in die woestyn ervaar het en Paulus
by soveel gemeentes beleef het, moet jou nooit van stryd bring nie. Vir iemand wat waarlik geroepe voel, is tou opgooi buite die kwessie. En wat leer ons nog? Die spel is altyd groter as die speler. Selfs al is jou naam Moses of Paulus. Laat ek afsluit. Ek dink een van die waardevolste gemeenskaplike eienskappe van hierdie twee swaargewigte in die Bybel is hulle teologie. En wat is dit? Die volgende. In die finale instansie bly God vir albei van hulle 'n misterie. Let op, wanneer Moses volgens Eksodus 33 vir die Here vra, toon asseblief u heerlikheid aan my, wys vir my meer van u, dan kom die antwoord van die Here, 'n mens kan my nie sien en bly leef nie. En Paulus erken, ek ken maar ten dele en ek verkondig maar ten dele. Die protestantse teoloog Rudolf Otto het hierdie teologie getipeer as mysterium tremendum et fascinans. Is maar die Latyn, wat daarop neerkom dat 'n mens 'n diepe besef het en 'n aanvoeling het vir die misterie van God. Die misterie van God wat 'n mens te gelykertyd met 'n diepe ontzag vul, maar ook die besef van jou eie beperkte vermoëns, ook verstandelike vermoë om God volledig te kan verstaan. Dit is 'n baie waardevolle stuk teologie by Moses en Paulus. Ja, ek sê wat wou gee om hierdie twee manne te ontmoet, want hulle nawerking, hulle invloed oor eeue heen is enorm, selfs buite die Joodse wêreld, buite die wêreld van die Christendom. Albei het natuurlik iets van die misterie van die onsienlike God beleef en geleef op 'n autentieke wyse, opreg, met 'n geloof wat berge kom versit. Maar aan die ander kant was albei net doodgewone mense soos ek en jy, met 'n besef van ons tekortkominge en terselfdertyd ons diepe afhanklikheid van iemand veel groter as onsself.